Okay, so we are recording page 26 in the JPEGD book. So page 26. Alright, and you guys had a little circle in here. That circle had a radius of, I think it was 12 millimeters. Okay. Just going to quickly draw that circle there. So for this one, I'm going to use a circle stencil. You already have this circle on your page, but I'm going to be drawing with a new circle there, and I think it was diameter 12. Hoeveel? 15. Okay, diameter 15. Let's have a look. There's diameter 15. I say perfect, thank you very much. Okay, so diameter 15. So I'm going to line up these holes with my center line. Like I said, you have this already on your page. So ek trek hom gou vir myself daar. I'm just going to draw that circle there. Okay, otherwise I would have to use some of the students' pages, and I didn't want to do that. Okay, let's just refocus this thing quickly here. Alright, so now we're gonna start drawing. We're gonna make this drawing. Now it looks something like this. It's actually something that you will find inside of a lock. Okay, so if you open up a lock, you will many times find this part here, and then you will have a little circle there, a part where this can fit through a shaft, and then these things are part of the lock. Sometimes you see it's a 2-lever lock. It would mean it's got 2 of these little parts there inside of the lock. So this what jy gaan teken. Now we have this little part here at the bottom, and the measurements are, it's 135 millimeters from there to the next part, and then 50 to the other side. So ek gaan hierdie center lyntjie gou trek. I'm going to be drawing a center line there, 50 to the one side, 135 to the other. Okay, julle kan dit saam met my gedoen. So I'm going to draw the center line here, long short line. I'm going to draw it all the way through to this side. Okay, so there's my center line. Then I am also going to put in a vertical line here, which I already have. So 'n vertikale lyntjie daar, kan hom van posisie kry. So I'm going to extend this line. Center line is the line on which I indicate the center of an object, or the center of a circle. Okay, nou moet dit wees 135 na die kant toe, so it's 135 to this side. So I'm going to start by the 1, so I'm just going to go 1 centimeter further here. There's going to be my next center line. En nou 'n nuwe center lyntjie trek, so 135 mm. Jy kan kyk na daai afmetings op jou bladsytjie tot daar. Maak my nuwe center lyntjie daar, so it's 135 mm from there to there. On the other side it's going to be 50. There's the 50. And I'm going to draw a new center line over there. So I'm going to be putting in a little center line here as well.
Okay, I'm going to draw that up all the way. That is going to be this line over here, is that one. That line is this one. Daai lyntjie is daai ene. Goed. Nou gaan ek gaan en ek gaan 'n sirkel trek met 'n radius van 15. So I'm going to be drawing a circle with a radius of 15 millimeters. Kom ons meet hom gou af daar. If you have a circle stencil, you can use that. Maak seker jou passer se lood is lekker skerp. Hierdie passer sien ek het 'n bietjie speling op. En dit is nooit ideaal nie. Okay, so there's that circle. I'm going to be drawing that one in. A radius of 15. En nou sien ons hierso is 'n radius van 10, so radius of 10. So I've set my compass to 10. 10 die kant, 10 daai kant. Like if my so lekker accurately, this doesn't look that accurate. It's like I mentioned, some of the compasses, the legs of the compasses are not always fixed as they should be, and if it has a bit of a movement on it, it gives you an inaccurate circle, which you don't want. You can clearly see that circle is not accurate, so I'm just going to erase this circle quickly. Net so vinnig uitvee. I'm rather going to use a circle stencil for that one. Kan ek nou daai circle stencil gou weer gebruik? Ek het hom myne vir een van die graad 12s geleen. So I'm going to have a look here. If it's radius 10, I have to look for the 20 because I need to make the drawing on radius, the circle on radius 10, but that is diameter 20. Okay. Gaan hom daar so opsit. Right, so ek trek sommer daai hele sirkeltjie daarin. Baie dankie. So ek het hom heeltemal ingetrek. En nou daai boonste deel, dis upper part, I can erase. Goed. Maar nou, hier kom die belangrike deel. Nou is daar 'n sirkeltjie wat hier getrek moet word. En daai sirkeltjie is 'n radius van 35. So ons gaan hom gou vinnig trek, a radius of 35. So I'm going to be drawing that one quickly. Ek gaan hom gou daarso net so 'n bietjie met gepause. Goed. Right, so ek gaan gou vir julle hierdie sirkeltjie trek. Radius 35. So I'm going to set my compass to 35 millimeters. It's going to be up to there. There's radius 35. Let's see daar op jou bladsy radius 35, nee. Just going to quickly make sure this is accurate. Okay, daar's my radius 35 cirkeltjie, radius 35. It seems this thing is not accurate. I know. Let me just double check this again. Okay, it should be 35 in this direction.
This compass has moved slightly. Ons maak hom net reg. Okay, I'm just going to mark it off. 35 here. there. 35 over there. Okay, daar's bietjie beter. Daar's daai sirkeltjie. Okay, and now I have the top part of this hexagon will start there from that line. Hulle sê vir my, dis 50 mm van daar af tot op hierdie centerlyn. Dit het ek reeds, I already have this line. It's 50 up to that line. En nou gaan ek net hier vir my 'n lyntjie gou bytrek. So jy loop nou 'n lyntjie hierso, konstruksielyntjie. En 'n draw construction line there. Nou sê hulle vir my hier is 'n seskant wat 60 mm moet wees, nê? Nee. Nou 60 kan ons gaan afmeet, so dit is 30 na die een kant toe, 10, 20, 30 and another 30 to the other side. Okay, and now I know I can use this triangle to be able to draw that without instruments. Okay, so kom ons kyk gou, dit gaan ook van daar tot daar, en van hier tot hier, hoeveel wees? 30, nê? Nee. So jy kan hierdie tekening doen op nog 'n manier, jy kan hierdie, as jy jou seskant ken, if you know your hexagon, you can do your own construction, but you can also use this triangle. Jy kan hierdie driehoekie ook gebruik, van daar af, trek net vir jou lyntjie in, draai my driehoekie om, draai my driehoekie om, en ek trek daai enetjie ook, goed, en my lyne, gaan hier ook nou, dieselfde lengte, met ander woorde ook, 30 mm, it will also be 30 mm. So you can mark that off with your compass, met your passer, if you want to. So there's more than one way to draw this hexagon. It's only half a hexagon, is dit 'n halwe seskant. There's my hexagon. Teken gou die stukkie in. Right, now if I'm zoom out, I have that circle, but this circle is too high up. Okay, what do you see? What mistake did I make on this drawing? What mistake did I make? So the mistake I made is I drew this circle there, which is correct, but then I started drawing, I used that as my center point, which was wrong. So this line was running through, it was supposed to be 35 from there to there. So these two things are going to have to move up. Okay, so if you did it the same way, I'm sorry about that. We're going to have to quickly fix that. Sometimes this happens. Okay, so I'm just going to draw, let's say this happens in a test. You're not going to redraw everything. You're just going to construct vertical lines upward. We're just going to move that line, those lines up. Sorry about that mistake, that was my mistake. So I'm just going to move that up a little bit. And I am going to bring this line in.
So that line will just have to go up to there, and then from here 35 up, which I already have. So I'm just going to use my compass again. Ek gaan net gou weer my passertjie gebruik. But that is my center point. Just going to move this circle upward. Sorry about that mistake there. Okay, I'm going to erase this part over here. Erase that part there. Okay, I'm just going to move this up. So I am going to have a line here, over there. Trek hom net oor. I'm just going to move that line up and across. And now I'm just going to move these lines upward. So it's actually not that difficult. Just going to take this line. Just going to move it up. So I don't have to redraw everything. And I can also do this. That's the same angle. Actually just put a line across here. My lyntjie oorsit. Maak net seker daai lyntjie is reg. Let's just take this across. Okay. And I'm going to join this one over here. I'm going to erase this line. Okay, so tot hier toe is alles ou nuus. Okay. Die binne is 'n cirkeltjie. That circle has a radius of 20. So radius 20. Ek sal hom gou vir julle klaar teken. You guys can finish this drawing at home. There's maybe one thing that you can leave out. That radius there at the bottom, but you can go and watch the video. I'll show you how to do that. That is an ellipse. Daar is 'n ellipse wat daar lê, né? That is an ellipse that you see over here. So this part you should be able to do. Alright, lekker dag vir julle. So I'm going to continue to draw that circle there, radius 20. Ek gaan hom gou hier teken. Goed, lekker dag julle, jy kan maar vertrek. Sal hom sommer as ek klaar is gou laai vir julle. Kijk, so dis 'n radius van 20, hierdie passertjie is nou nie regtig die regte grootte nie. Ons 'n bietjie kleiner maak. Passertjie beweeg hierso.
Goed, hierdie is nou nie 'n ideale passer wat ek gebruik nie. Ek het een van my passer vir een van die leerders geleen. So ek werk nou maar met wat ek het hierso. Ek sien hy het 'n bietjie speling opgaar daar. Maar kom ons kyk of ons hom kan gebruik. Ek kan hom stel op radius 20. Dis nou nie die regte passer hierdie nie. Ek gaan daai net gou intrek daar, ekskuus oor hierdie lyntjies. Goed. Daar regmaak. En dan gaan julle sien hier aan die bokant daar is hierdie sirkeltjie, dan sal nog 'n sirkel met 'n radius van 25. Ek gaan hom ook trek vir jou. 5 mm daar by sit. Trek vir hier vir ons 'n konstruksielyntjie. Ons sien hierdie passer is nie akkuraat nie, want hier kan ek duidelik sien daai twee sirkels verskil. En hom net gou oortrek. Julle kan maar gou sit. Is dit nou pauze? Een periodietjie nou. Goed. Dankie. Ek kan maar net hier vir my neersit. Baie dankie hoor. Goed julle kan maar gou sit. Trek gaan nog 'n sirkeltjie hier in. Goed, jy sal sien ek gebruik nou 'n passer wat nou nie ideale passer is nie, want een van die leerders het myne geleen. Ja, dit sal eintlik gaaf wees. En so daar's 'n bietjie van 'n verskil daar tussen daai twee sirkels wat mense nie wil hê nie. Maar wat ek gou gaan doen is ek wil gou hierdie tekeningkie gou voltooi. Ons het klaar daai sirkel geteken, ons moet hier nog enetjie teken. En ons kyk gou hierso. Goed, ons sal hom nou verder vat. Baie dankie. Die ene gaan bietjie beter werk. Julle kan maar gou julle tekenborde uitkry, dan kan julle saam met my gou hier volg. Ek gaan nou met julle dit deurgaan. Kyk, gaan net so 'n stukkie hier uitvee om net 'n bietjie meer akkuraat daai sirkel te kry. Goed. So 'n passertjie gou hier in. Een sirkel is 'n radius van 25. Gaan hom gou trek. Radius van 25. En die ander sirkeltjie het 'n radius van 20. Kyk, daar lyk hy nou vir my meer reg. Ander sirkeltjie het 'n radius van 20. En nou gaan ons 'n paar lyntjies daar trek om hom reg te maak. Hulle sê hy moet 10 mm wees op al daai dele. So ek gaan baie eenvoudig, ek sal 'n bietjie inzoom gou hierso. So ek gaan 5 mm na beide kante toe afmeet. En ook boontoe en ondertoe.
Okay. En dit gaan vir julle intrek. Julle kan saam met my hierdie tekeningkie kan julle verder teken. Ek sal nou so 'n bietjie terug gaan. Ek gaan kyk hierso, so 'n bietjie draai. Goed. Daai stukkie kan ons uitvee, dis net 'n konstruksielyn. Nou. Hulle het gesê volgende week. Hulle is besig, hulle gaan hom die week bestel. So ek neem aan volgende week. Ek het uitgevind. Goed, so kom ons kyk gou hierso. Daar trek ek vir my konstruksielyntjie oor. Ek het mos nou 5mm op en 5mm onder toe gewerk. En dan doen ek dieselfde hierso. Dus 10mm op. 5mm na die een kant toe. 5mm na die ander kant toe. Daar is bietjie onakkuraat. Kom ons maak dit gou reg. Goed. En dit moet dan nou op die ou end vir my hierdie gedeelte gee wat so lyk. Dit is iets wat uit 'n slot kom, 'n deurslot. As jy al gesien het, hulle praat van 'n 2-lever slot of 'n 3-lever slot. Dis hierdie dingetjie wat binne in die slot is. En daai gaan uitvee. Jy kan jou konstruksielyne los indien dit lekker lig is. Daai moet uitkom. Jy kan 'n uitvee skermplaatjie ook gebruik. Jy nou nie al jou lyne wil uitvee nie. So ek gaan net vir daai stukkie gou teken. Daarso. Daai lyntjie intrek. Ons gaan gou die enetjie intrek. Daai enetjie daar. Goed. En dan het jy daai bogies daarbo, hierdie sal ons ook liggies kan uitvee. Goed, hierdie lyne is ook konstruksielyne, so dit kan ook eintlik ligter. Konstruksielyne hoef jy nie uit te vee, then have to erase it, but you must definitely make them a little bit lighter than your outlines. So hulle moet bietjie ligter as jou buitelyne wees. Goed, so ek het daai mooi, daai enetjie. Waar ek begin het met die tekening is hierso, en ek het daai 50 die kant toe gemeet, wat julle hier sien. Ek het hierdie kant toe, dink is 135 gemeet, tot by daai middelpunt, aan die kant. Ons 'n bietjie skuif, tot daarso is dit 135, en hier lê eintlik 'n ellips, wat ons nou na sal kyk, met 'n hoogte van 25, so ons sal hom nou kry, en dan, ons kyk of ons hom kan teken, en dan is ons amper daar. Die 6kant hier, het ek net met die 30-60 grade driehoek geteken, so ek het hierdie deel geteken, ek het kant toe gegaan, ek het hierdie radius is 35, so ek het my passer hier van daar tot daar oopgemaak, hierdie afmeting gaan ek vir julle kyk, dis 35, trek hy sirkel, hy's tot bo ook 35, bring hy lyntjie in, en dan, hoe ek daai punt gekry het, is hierdie lyn gaan op, en dan is dit die middelpunt, vir die 6kant. Nou, in hierdie geval, weet ons nie wat is die lengte van die sye nie, maar ons weet, hierdie is 60. So, jy sou, as jou passer oopgemaak het, sou jou passer deur daai punt geloop het, ek kan dit vir julle wys. So, as meer is een manier om hierdie te teken, ek het hom daar gesit het, oopgemaak het tot hier, dis mos nou radius 30, en hy behoort dan nou
hierdeur te gehardloop het. Sien julle hom daar? So jy kon 'n bogie getrek het, jou passer daar gesit het, afgekap het, jou passer hier gesit het en afgekap het, maar jy kon ook met jou 30-60 grade driehoek kon jy hom net geteken het. En omdat jy klaar daai afmeting het, kan jy dit net hier insit en daar insit en dit voltooi. Okay, so daai is lekker maklik. Goed, maar die deel waar ek nou wil uitkom is, ek wil gou kyk na hierdie sirkeltjie hieronder. Ek dink dis 'n belangrike ene en dis iets wat julle nog nie gedoen het nie, so ek gaan gou vir julle wys. Hulle sê vir ons hier's 'n sirkeltjie wat moet aansluit hierby, nê? En wat hulle vir ons sê, en ek wil hê almal moet nou baie mooi gaan luister. Hulle sê vir ons die sirkel moet weg wees van daai lyn af 20 en dan moet ons 'n sirkeltjie hê wat aansluit by hierdie ene. Nou moet ons gaan mooi dink. Van hoe ver is dit van daar tot by die sirkel? Hoeveel? Dit is 15 van daar tot by daai sirkeltjie, nê? Nou, as ek nou byvoorbeeld die punt wil hê waarmee ek ek gaan hom net gou terugvat. My prentjie het ons nog mooi kan sien. Nou vir julle weer wys, daar is hy, ekskuus tog daaroor. Okay. So as ek hom nou wil teken, ons roteer hom net gou weer. Goed, so as ek daai paartjie wil teken, dan as ek daai deeltjie wil teken, gaan ek 'n sirkelboog nodig hê wat 20 mm hier weg is en daar moet hy wees 15 weg plus nog 20. So dink gou hieroor, ek gaan daai middelpunt gebruik om af te meet. Die sirkel wat hierby aansluit moet 'n radius van 20 wees. So hy moet 20 oop wees. Maar dan is dit nog van daar af tot in die middel nog 15 mm. So jy gaan moet sê 15 plus 20 om daai bogie te kry en hierdie bogie is van daar af 20 en ek kap hom af. So kom ons kyk gou. 20 plus daai 15 is 35. So skryf hierdie berekeningkie net gou vir jouself in hier. En dit daar neersit. Ek kan hom vir jou daar inskryf. Dit gaan wees hierso. Ek teken dit maar net by dat julle kan sien. Daai is radius 15 en dan moet ek nog 20 gaan bytel en dit gee vir my radius 35. OK. So as ek my passer gaan stel op radius 35, dan sit hy hier. Maak hom oop op 35 en ek sit hom op die middelpunt. So 20 plus 15. Nou gaan trek ek vir myself 'n bogie. En oral op daai bogie is hy nou 20, 20, 20 weg van daai lyn af. Jy kan gaan kyk, dit is so. Nee, dit is nie. Dit moet wees 20 plus 15 is 35, 10, 20, 30. Hy is veronderstel om dit te wees, maar hierdie enetjie is 'n bietjie uit, lyk dit vir my. Daai bogie is reg. Dit beteken hierdie bogie is die 15 nie. So kom ons maak, ja, hy is 'n millimeter uit. So ek gaan hom net gou reg maak. Daai enetjie is radius 15. So basically, from there to there 15 plus another 10, 20. Okay, on that arc, I'm going to select another point. And that point is also, I need to have from this given line, daai onderste lyntjie, moet ek 'n lyntjie hê
wat ook 20 weg is. It needs to be 20 away. So ons het al die konstruksie gedoen, julle sal hom onthou. Ek sit my passer op 20, put my compass on 20. Daar julle parallelle lyn, 'n parallel line. How do I do a parallel line? Sit my passer net hier neer, enige plek hier. Trek 'n bogie. Hoe ver is daai bogie nou weg? 20. This is 20. I'm going to do it in one other place. That doesn't matter where. Nog een plekkie. En nou trek ek 'n raaklyn hier. OK. Nou wil ek hê julle moet gou kyk wat hier gebeur. Hierdie lyntjie is nou 20 weg. This line is 20 away. This point here is 15 plus another 20. OK? So wat ek nou moet doen is, ek moet nou my passer hierso insit. En my bogie moet nou loop van hier af tot daar, maar hoe weet ek presies? Van daai puntjie af, waar hierdie lyn en daai lyn mekaar ontmoet, trek vir jou lyntjie tot by die middelpunt. So ek trek vir my hier konstruksielyntjie. En dan weet ek, as ek my passer nou daar insit, van daar af, tot op daai lyntjie, gaan dit die bogie wees wat ek soek. Presies 20 hier, presies 20 daar. Moet aansluit by daai lyntjie, en kyk, daarso is hy. So weer eens, hoe het ek daai bogie gekry? Ek het myself gesê, vat 15, tel 20 by, dis 35. Gebruik daai middelpunt, trek 'n boog met 'n radius van 35. Toe het ek twee parallelle lyne gedoen van 20 weg. Hoekom so? Want ons het gesê, ons moet hier 'n bogie hê wat radius 20 is, so hy het 'n sekere grootte. Maar hoe kry ek hom? Ek trek mee 20 daar, mee 20 daar, trek 'n lyntjie parallel aan hierdie bestaande lyntjie. En dit gee dan vir my die middelpunt, waar daai twee mekaar ontmoet, is die middelpunt, waar ek my passer indruk, en ek trek net daai bogie, nee. Lekker maklik, julle kan dit gedoen, dan kan ek sommer die onderste lyntjie ook intrek. So onthou vir my hierdie sommetjie skryf hom maar neer, 15 plus 20, en dis die afstand van hier tot hier, is 15, die afstand van daar tot daar, is 20, so dis daai twee saam by mekaar getel, om daai bogie te gee, nee. Die 35, hierdie ene is 20 daar, hy is 20 hier. Julle kan maar net hom afmeet, waar die twee mekaar ontmoet, is daai middelpunt. Ok, so daar is daai enetjie. Goed, nou kom ons kyk gou verder, wat moet nou hier gebeur? Hier is 'n ellips wat ons moet teken. Ek gaan so 'n bietjie uitzoom hierso. Hier is nou 'n ellips en dit, hier moet julle nou mooi kyk. Ok, daai ellips hardloop nou van daai punt tot by daai punt. Nou dit is die punte wat ons hierso het. So dit moet wees radius 15. Dis hierdie punt, daarso. So my ellips gaan hardloop van daar af tot en met daai punt, nee, waar daai enetjie stop. Dis van daar tot daar. Dan moet hy hoog wees 25. So ek gaan nou vir myself 25 mm hier afmeet. So 25 mm daar, gaan vir my lyntjie trek. So trek hierso vir my 'n senterlyntjie daar, net vir myself. Alright. En
Julle, wat gaan die akkuraatste wees om die lyn presies in die middel te kry tussen daai twee punte? Wie wil vir my help? Gaan hierdie ding so bietjie opskuif, want ek sien op die skerm, dis dalk 'n bietjie, die skerm is nie so heeltemal so lekker nie. So gaan kyk of ons hom vir julle bietjie met pyltjies gou kan opskuif. Kyk gou daar. Sit bietjie beter, nog maar dieselfde. So ek is nou daarbo, ek gaan maar net julle soontoe skuif. Alright, jammer daaroor, dis maar die skerm se kwaliteit by ons is nie so goed nou nie. So daai afstand van daar tot daar is die afstand tussen hierdie twee punte. En wat ek nou gaan doen is, ek gaan 'n lynhalvering doen. So ek gaan my passe lekker groot oopmaak. Konstruksie wat julle al sê vir julle eerste konstruksies, trek 'n bogie bo, trek 'n bogie in die onderkant. Sal dit gou vinnig vir julle bietjie afgaan hier sodat julle mooi kan sien wat ons doen. Okay, net om daar bietjie opskuif, so trek net 'n bogie bo en onder. Ek sit hom op daai punt en ek trek weer vir my 'n boog bo en onder, so it's a normal bisecting a line, and I'm going to use that to just find the center point or the center line for this ellipse that we are going to draw now. Daar is 'n puntjie. Jy hoef dit nie so te doen nie, maar ek sou dit voorstel. It's more accurate. I'm going to put in a center line for myself. Okay? And now at this stage you guys have practiced the ellipse. Now you know by the ellipse that if you want to draw an ellipse, we are going to need the height. There's the height of the ellipse. So it must be 25. There's the 25. So ek gaan dit sommer met my passertjie gou omswaai vir my, just to make it more accurate. We can also double check our distances. En om daar insit, ons kyk gou of hy reg is. So daai afmeting, this measurement of 25 should be the same measurement at the bottom. Daai moet dieselfde wees. As ek hom hier oopmaak tussen daai punt, ons kyk hoe akkuraat het ons gewerk. Daai afstand en hierdie afstand moet dieselfde wees as ek indien ek akkuraat gewerk het. Kom ons kyk gou daar. Lyk vir my of dit redelik akkuraat is. Alright. So ons gaan gou die ellipse doen. Gou hier vanaf. Alleen. Okay. So ek trek gou heel eers, ek sal dit vir julle doen. Gou weer in 'n pen. As jy vir julle 'n kleurpot het of 'n pen, en dan kan ons dit gou daar intrek. Ek dink ek het een hier by my ook. Sal ek gou kyk wat kan ons daar doen. Dis 'n kleur. Fantasties. Okay. So wat ek gaan doen is, daai is die punt vir my ellipse. Ek gaan hier vir my konstruksielyntjie intrek daar. Nou julle ken die ou storie van die ellipse. Ek gaan my passer vat en ek gaan nou die lang sy gaan ek oordra op die kort sy. So ek gaan hierdie afstand vat. Vat daai afstandjie op die ellipse. Maak seker hy's in die middel. Ek merk hom maar af op die bokant. Dis wat julle al gedoen het. Vat hom hierso, sit hom op daai punt. Maak seker hy's mooi akkuraat. Nou vat ek hierdie ene en ek swaai hom oor. Ek swaai hom oor op hierdie lyntjie. Nou julle sal onthou, ons het julle geleer dat hierdie is die stukkie lyn wat ek nou moet halveer tussen punt A en punt B. Nou hoe gaan ons dit doen? Maak ons passe lekker groot oop. Ons sit hom op punt B sê nou maar. En ons trek vir onsself 'n lekker bogie in die bokant, bogie in die onderkant. Ons doen dieselfde hier onder.
Boogie aan die onderkant, boogie aan daai kant. Dit gee vir my punt hierso. Gee vir my puntjie hierso. Trek my lyntjie hier deur. Ek gaan dit net vir julle in pen doen, dat julle mooi kan sien, die duidelikheid. So hier gaan 'n konstruksielyntjie hier deurkom, en waar hy daar sny, is my een punt, waar hy hierdie vertikale lyn sny, is my ander punt, so dat ons maar nog die hele tyd doen met julle. So daai punt daar, is my punt wat ek benodig. Goed, maak my passer oop, hierso, sit hom daar op daai punt, en ek trek my eerste boogie daar, vir die ellipse, maar interessant, julle gaan sien, ons hoef net die bokant van die ellipse te doen, nie die onderkant nie, so ons kan trek tot daar, en dan aan hierdie kant gaan ek net daai boogie hierso vir my afmeet, daarso, gaan my passer omdraai, seker maak hy's daar op die punt, en ek trek vir my hierdie boogie, en weer eens, ons hoef nie die onderkant te teken nie, so ek gaan dit afhaal, dit uithaal daar, alright, en dan gebruik ons hierdie onderste ene, ons moet eintlik ook 'n lyntjie hier deur trek, sodat ons kan vasstel waar presies eindig die ellipse, presies deur daai puntjie daar, tot daarso, is waar my ellipse gaan loop, so ek sit hom hier in die onderkant, ons kyk of hy hom gaan maak tot daarso, en hier moet ons maar baie akkuraat werk, om seker te maak, hy pas waarin waar hy moet wees. Guys, maak seker eers hy's op die punt, maak seker hy's daar op die punt, hy's bietjie uit hierso, so ons kyk vir daar, nou is hy reg, en ek trek daai boogie in, so daar is 'n toepassing van die ellipse, daar is die bokant, as jy sien is baie konstruksielyne, ons het nog 'n laaste stukkie om daar te doen, en ek sal hom gou vir julle doen, daarso sê hulle vir my, dat dit 70 mm moet wees, van daar af, en hulle wys eintlik vir my, hy moet hardloop, ek reken, as ek mooi hier kyk, sê hulle vir my, daai 120, ek is nou nie seker of dit in die middel van die ellipse is nie, kom ons kyk net gou. Daai is van daar tot daar moet dit 120 tot daar, en dan van daar af, dit 55 en 55 tot daar, en dit wil vir my voorkom, asof hulle vir ons 'n punt gee hier, waardeur ons moet werk, en dis belangrik hierdie ene, hulle gee vir my 'n punt wat 5 mm van hierdie lyntjie af is, dis hy daai, waar ek die blou kolletjie gemaak het, dis hierdie punt daar. Nou hulle sê, dis my middelpunt, vir my volgende boog wat ek moet trek, nou dis 'n baie belangrike stukkie inligting daai, want my boog moet deur daardie punt loop, so ek gaan net vir my senterlyntjie gou daar trek, goed, daar so het ek vir myself 'n lekker senterlyn ingetrek, 5 mm daar, 5 mm daar, en wat ek nou gaan doen is, daar is my middelpunt, van daar af tot aan die bokant,
wil hulle, wel nie tot in die bokant nie, hulle wil hê dit moet 70 wees, deur daai middelpunt gemeet, tot by die lyntjie wat daar bo uitkom, so dit lyk vir my, as ek mooi kyk, begin daai bogie, gaan begin, lyk dit vir my daar, so ek gaan daai lyntjie, kan nie mooi sien hier nie, maar dit lyk asof dit 'n reguit lyntjie is tot en met hier. Is nie vir my baie duidelik daai nie, maar ok, ons trek hom maar tot daar. Daar is die bokant. Daar is net 'n konstruksielyn. Goed, nou gaan ek deur daai middelpunt, moet ek nou 'n lyn hê wat 70 terug is. Nou moet ons gaan mooi dink. Ons gaan nou gaan kyk hoe ver is dit van hier af tot daarbo. So ek gaan die lyntjie nog so 'n bietjie reguit trek hier tot op daai tweede lyntjie. Ek moet nou gaan meet hoe ver is dit van daar tot daar. Nou volgens my tekening my afmeting mag dalk 'n bietjie uit wees, maar as ek hier meet, dan kry ek 10, 20, 30, 40, 50, 60, 69, dit mag dalk 70 wees. Ek gaan werk op wat ek hierso het, so daar's 'n 69 mm van daar tot daar. Gaan dit net geweet, dubbel seker maak, 10, 20, 30, 40, 60, 69 mm van daar af tot daar aan die bokant. Goed, nou van daar af moet ek nou 'n boog hê wat 70 hoog is, maar hy moet van daar af kom en by hierdie sirkeltjie moet hy aansluit. Hierdie is 10 mm, radius 10 van daar tot daar. En ek moet nou 'n boog hê wat aansluit by daai enetjie, so dit is nie te moeilikie. Hy moet aansluit by hierdie sirkel en hy moet aansluit by daai punt daar, maar hy moet 'n radius van 70 wees, maar ons moet daai middelpunt gebruik wat ons hier het. Ok, so ek wil hê, julle moet gou vir my sê, as hier 'n sirkel moet wees hierso, ons noem dit, hy het 'n spesifieke naam, ons noem dit 'n ingeslote sirkel, alright, en daai is 'n radius van 10, ek sal dit nou nog vir julle verduidelik. Hierso gaan ek 'n aftreksommetjie doen, want ek het 'n bogie wat ek gaan afmerk hierso, maar hy moet van daai sirkelbogie wat hier lê, van daar, moet hy 70 wees, tot waar hy moet sny, moet ek my passer 70 kan oopmaak, en dan moet hy ook 70 weg wees van daai boonste punt wat daar lê. Goed, nou vir my hierdie deel is nie te moeilik, so hier kan ek eintlik net gaan en 70, of in hierdie geval dan nou 69, gaan afmeet, so dit gaan wees op hierdie lyntjie af 70 mm. Kom ons kyk gou daar, net vir interessantheid. My passer hier oopmaak, dan is hy daai afmeting. Hy is veronderstel om hier uit te kom, maar hy gaan nou nie, want ek moet nou 'n plan maak om hom aan te sluit by daai boog. So ergens op hierdie lyn gaan ek 'n punt moet hê, en waar gaan dit wees? So wat ek gaan doen is, ek gaan vir myself sê, deur daai middelpunt moet ek 'n bogie hier, of 'n punt bepaal. So hy is, kom ons kyk gou, wat is sy afstand van hier af? Hy is 70 mm daar weg. Ja, 70 mm van daar af. En die afstand op hierso is veronderstel om 70 te wees, maar ons het gesien dit is nie presies nie. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Daai enetjie is 69, soos 'n klein bietjie uit. So ek vermoed in hierdie geval, ek gaan vir myself sê 70 minus 10. Ok, en dan gaan ek vir myself sê dit is gelyk aan
60. Nou gaan ek my passer oopmaak op 60. Ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom. Hoekom ek daai sommetjie gedoen het. Nou meet ek af op die 7 hier. Ek begin by die 1 meet. En daar is hy. So ek moet nou daai middelpunt gebruik. En ek moet nou vir my 'n groot boogie gaan trek hierso. En daai boog is nou 60, nee. Maar hoekom doen ek dit so? Want as ek hier meet deur daai middelpunt en ek sit daar nog 10 mm by. Ja. Als reg. So hierdie afstand is 10 mm daar en dan is dit nog tot op hierdie boog is dit nog 60. En dis hoe ek by daai 60 uitgekom het. So ek weet daai boogie het 'n radius van 10 en so ons noem dit 'n uitgesluite of 'n ingeslote sirkel. En dis soos wanneer jy by jou vriende is en jou arm is om hulle, dan dink ons aan ingesluit, iets included, maar dan is dit altyd 'n minussommetjie. Minussommetjie hoekom? Want ek vat die groot boog bo en ek werk 'n klein bietjie weg van hom af, gebruik daai middelpunt om af te meet. So ek vat daai groot afstand wat hierdie boog is en ek trek die klein sirkeltjie se afstand van hom af. Dit gee vir my in hierdie geval 60. Maak hom op 60 en ek trek 'n boog. My tweede ene is redelik maklik. Van daar af, nou ons het dit gaan meet, dit moet 70 wees dink ek, want is radius 35, as jy kyk na die vraag, is dit radius 35 tot by daai punt, maar ergens het ek 'n bietjie onakkuraat gewerk, so dit lyk vir my of hy hier 69 is, maar dis nou nie 'n probleem nie, so ek gaan werk op dit wat ek hier sou het. So, met ander woorde, waar hierdie boog daai onderste lyntjie sny, so dis hierdie ene, waar hy die vertikale lyntjie sny, moet ek my passer oopmaak, en dit behoort dan daai sirkelboog en daai punt in te sluit. Hoekom pas hy nie daar presies in nie? Want hierdie enetjie is 1 millimeter te kort. So al wat ek gaan doen, gaan dit net regstel, deur my passer op 70 te hou, en net vir my boogie te trek, en dit gee vir my 'n punt daar. So met ander woorde, waar hierdie lyntjie, die boog, hierdie enetjie sny, daar is my punt. Jy kon ook jou passer daar gesit het, en hom oopgemaak het op 70, jy kon hom ook daar gesit het, en hom oopgemaak het op 70, gaan vir dieselfde ding gee, sit hom in op daai punt, maak seker hy raak daar, en daar, so tekeningkie voltooi, nee. So is nou klomp lyne hierso, sal 'n bietjie gou afskuif gou hierso, so, lyk baie gecompliseerd, is dit? Nee, nie regtig nie. So ek gaan net vinnig weer vir julle wys, so onthou ek het daai middelpunt gebruik, toe ek die berekeningkie gedoen het, dis hoekom ek 'n aftreksommetjie gedoen het. Jy kon ook gegaan het, net in die geval, want hy begin daar, so jy kon jou passer oopgemaak het van daar op 70, of jy kon 'n aftreksommetjie gedoen het hierso, van die middelpunt af is dit 10 tot daar aan die buitekant, so dan sit 70 minus daai 10, dan gee dit vir jou 60, maar as jy daai punt gebruik het, sit jou passer daar, trek 'n radius 60, sit jou passer op daai boonste punt, van daai punt tot daai punt, is dit veronderstel om 70 te wees, maak jou passer oop op radius 70, en jy kap hom af, en waar die twee goed mekaar sny, hierdie boog, ek sal dit vir julle intrek met die pen, waar hierdie enetjie, daai enetjie sny, is dit 70 weg van daai punt, en is 70 weg van daai punt. En dis dan waar ek my passer insit, en ek trek daai laaste boogie. Hoekom? Want hierdie boog moet 'n radius van 70 hê. Goed, julle, en dit is die hele storie. So jy sal sien, in hierdie konstruksie wat ons gedoen het, het ons 'n 6-kant, ons het sirkels, ons het 'n sirkel wat daar aansluit,
ons het 'n ellips en ja, so ons het 'n toepassing van 'n klomp konstruksies wat ons nou al reeds gedoen het, nê. Om die tekening bietjie duideliker te maak vir julle, sal ek in 'n ander kleur gou oorgaan. Ek gaan hom net gou pause. Hier is 'n bietjie 'n lang video, maar dis die moeite werd dat julle verstaan wat aangaan. So ek gaan hom net vir julle 'n bietjie kleur hier bysit, want hier's baie lyne. So vir die van julle wat nou bietjie later gekom het, ons het begin, daai sirkel was gegee, ons het hierdie sirkeltjie hier getrek, daai enetjie, goed, en ek sal hom gou weer donker maak, dit was ons eerste stappie, is net seker is almal het hom, so ek gaan hom net vryhand hier trek, ons het eers daai sirkeltjie getrek, okay, toe het ons gegaan, en ons het gesien, dat hierdie sirkel wat hier aansluit, moet radius 20 wees. So wat ek gedoen het, ek het 20 mm 'n parallelle lyntjie getrek, so 'n bogie 20, 'n bogie 20, onthou julle ons het dit al gedoen, trek 'n reguit lyntjie daarso, so dit was 'n konstruksielyntjie, daarso, toe het ek my passer oopgemaak, van daar af, van daai middelpunt af, want dis wat ek moet gebruik, hierdie is van daar tot daar was 15, maar toe moes ek nog gaan bytel, nog 20, hoekom? Want ek gebruik daai middelpunt om hierdie bogie te bepaal, nee, want hoekom? Want hierdie sirkel gebruik ook daai middelpunt, gaan dit weer sê, this circle uses that center point, and because I want to draw an arc that needs to touch on that one, I need to take 15 and I need to add 20 to it, and that gives me radius 35. I need to open my compass then from there on 35, and I'm going to be drawing an arc. And that arc of radius 35, where that connects, this will give me a place where I can put my compass, I can draw a straight line there, and exactly there, to this line, I can open my compass on 35, en dit gaan dan vir my hierdie bogie gee, wat daarop, jy kan natuurlik ook hierdie gedoen het, nee, kon hier ook 'n konstruksielyntjie getrek het, so hy sal presies loop, daai afstand is 20, it's 20 from there to there, and it's 20 from there to there. Ok, dan het ek net gegaan, daai lyntjie het hulle vir my gegee, ek het hom ingetrek, hierdie sirkeltjie was radius 35, so I opened it up on radius 35, and I drew this circle. I'm just going to draw this freehand. For clarity, I don't want, this doesn't fit into my compass. Ek gaan daai enetjie vir jou trek, net vir duidelikheid. Jy het hom geteken, you drew that one. We drew a circle here on the inside with a radius of 20. Just a construction, so it was a full circle, but just in faint lines, radius of 20. I drew another circle of radius 25, and that is with the same center point. Dit het my daai bokante gegee. Hierdie stukkie was 5 op 5 af, so ek het dit ingetrek, het daai ingetrek, I drew in this one, I drew in that one, I drew a line. I didn't have this, but they told me that if I go straight up from this point, I'm going to get to the center point of the hexagon. So I open up my compass, they told me it's 60 from there to there, which means 30, 30, I could have drawn this with a 30-60 degree triangle, or I could have opened my compass on radius 30, and I could have just marked it off. Draw a circle on radius 30, just mark it off, like I would draw a hexagon, so dit is niks niets nie, so dit ingeteken het, that line you could have just connected, these lines must also be drawn in, okay, daai sirkeltjie kon ek deurgetrek het tot daar, so I also draw that circle on there. Remember, you have the circle here on the other end, so we drew this one in as well.
and this was the points that I needed for my ellipse. And they also told me that it's from there to there, that height should be 25. So that is my other point for my ellipse. So you have to do a normal ellipse construction. That's the blue line there. Take this distance, swivel it around. Dis hierdie enetjie wat hier oorloop. Ek ken hom, trek hom met my passertjie om, maak hom dan daar so oop van daar tot daar, swaai hom om tot op hierdie lyntjie. And then you needed to bisect that line over there. En dis dan hierdie lyn wat hierdeur kom. Wat julle ken of the ellipse. But because I'm not going to be drawing the whole ellipse, I'm only going to draw the upper part of the ellipse. I only need that point there. And I'm going to need this point here. Okay. And so I open my compass from there, draw a line through that point. Okay. Open my compass from there to there, draw that arc. You see eerste ene. You do the same thing on the other side. You just copied this distance to the other side. That gave me this point. And I join this arc using that point over there. And then the last part of the drawing you saw, I drew this line up to that point, and I opened up my compass, radius 70. From that point also 70. If I use the center there, it should be on 60 because it's 10 less from the side there. And then get a center point, and I would have simply drawn this last arc. Sorry for the freehand. This last arc that you saw there. Okay, so that's my whole drawing. So a lot of stuff you have to do, but basically break it up into little chunks. I told the kids it's like baking a cake. You know how to mix, for instance, a normal chocolate cake, but if you want to make trifle or whatever, you're going to have to know how to make jelly, and the jelly could be the ellipse, the cake could be the hexagon, and now you just put all the parts together to form a new drawing. Okay, ek hoop dit help. Ek wil hê dis bladsy 26 van die JPEGD boek, en gaan kyk, maak hom vir my klaar. Julle moet 'n lekker dag hê. Yes, I like it. Good.